Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora, of verspreiding, gegroet, of as jy die 33 het, sal hy sê groete. Dan vers 2, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Net oor. So Jakobus het ons gesê, is 'n baie praktiese boek. Hy's baie prakties. Jakobus is 'n toontrapper, as ons hom 'n naam moet gee. Nie die persoon Jakobus nie, maar die brief Jakobus is 'n toontrapper. Hoekom sê ons so? Want hy draai nie doekies nie. Hy draai nie stokkies om nie. Hy sê vir jou reguit hoe dit is. Hy gaan jou tone trap, soos hy myne trap. Ek hoop julle het hom al 'n bietjie deurgelees. So die week heeltemal en dalk 2 keer. En jy gaan sien, volgende week gaan jy hom weer lees en dan gaan hy nog meer verrykend wees en hy gaan meer uitstaan. Maar hy sê goeie soos wat dit is. Hy sê vir jou hoe 'n Christen lyk. Dit sluit baie aan by Jesus se bergpredikasie in Matteus 5 tot Matteus 7. En een van die goeders wat ek kom aanspreek is versoekings of beproewings. Versoekings of beproewings. Ons kan eintlik sê versoekings en beproewings. Dit is dieselfde. Binne hierdie konteks is 'n versoeking en 'n beproewing dieselfde. Dis presies dieselfde woord wat gebruik word vir versoekings en beproewings. Nou ek sou vir jou sê dat nie een van ons hou van swaar kry of moeilike situasies nie of moeilike omstandighede nie. Ons almal wil hê dit moet goed gaan met ons. Ons almal wil hê dit moet goed gaan met ons geliefdes. Maar ons lewe in 'n wêreld wat net nie goed is nie. God het die wêreld goed geskaap, maar ons het hom stikkend gemaak. Mens het hom stikkend gemaak. En die vyand is net die petrol wat hy op die vuur gooi wat ons begin het deur ons eie natuur. So maar ons wil hê dit moet goed gaan. Ons hou van goeie goed in hierdie lewe. Ons hou van goeie goed. Maar wanneer ons probeer indink wat God se perspektief is, dan sal God se goeie goed lyk anderste as ons goeie goed. En dis wat ons baie keer nie verstaan nie. Ons dink baie geld is 'n goeie ding, maar vir God is dit 'n gevaarlike ding. Jy sien, God se goeie goed vir sy kinders lyk anderste as goeie goed wat ons dink goed is vir onsself. Want ons is eintlik beperk tot die hier en die nou. God is nie beperk tot die hier en die nou nie, hy is in die ewigheid. God dink aan jou ewigheid, meer as wat jy dink aan jou ewigheid. Ek weet nie of jy dit weet nie. Regtig. Hy dink meer aan jou ewigheid as wat jy dink. Hoe baie keer loop jy en dink jy aan jou ewigheid? Ek dink nie eers jy staan met daai gedagte op nie. Ek dink party van ons staan op en sê, "Jo, hierdie knieg van my." Of, "Jo, wat gaan ek van of jo, wat is vir ontbyt of wat moet ek hierdie man gee om te eet?" Of jy weet. Ons dink nie aan ons ewigheid so gereeld nie. Daarom die goeders wat God vir ons goed beskou, sal sy ewigheidsplan in berekening hou. Hy dink aan jou ewigheid en daarom die goed wat hy oor jou pad bring, gaan die ewigheid in jou probeer bevorder. Dis maar waarop dit neerkom. En die goeders is nie noodwendig lekker nie. As ons 'n voorbeeld gebruik, ek weet ons voorbeelde skiet maar altyd kort wanneer dit kom by die goed van die Here, maar 'n voorbeeld is, dink aan 'n atleet, 'n 100 meter atleet. Hulle het my hier gevra by die laerskool om die aflos te hardloop en toe sê ek vir hom, sit my daar agter waar die mense my nie kan sien nie, want ek besef 40 bekruip my by my nek op. En dis ook maar goed hulle het my daar agter gesit, want soos ek hardloop, voel ek dat ek gaan val en my tree is kort en dit voel soos 'n bus wat vassit in modder, hy kom net nie weg nie. Maar die voorbeeld wat ek gebruik is, as 'n atleet werklik wil goed hardloop, gaan hy moet oefen. En hy gaan moet hard oefen. En die oefening is die moeilike deel. Ek het 'n dokumentêr gesien van Usain Bolt. As julle weet wie hy is, daai 100 meter atleet wat nog die wêreldrekord het. Usain Bolt, hulle het 'n dokumentêr oor hom gedoen en hulle wys toe hy oefen in Jamaica en hy hardloop die heuweltjies op met sulke gewigte. Hy hardloop tot so 'n mate dat hy naar word. Hy word naar. En die kamera kom so dramaties in sy gesig op nadat hy sy mond afvee van sy narigheid. En hy sê toe iets en hy sê die oefening is die moeilike deel. Die resies is die maklike deel. God wil by ons iets louter. Hy wil ons deur beproewinge wil hy ons kom versterk. Hy wil ons versterk. En dis die idee van 'n beproewing. Jakobus
beeld die eerste ding uit en dit is 'n beproewing. Dit is 'n goeie plek om te begin vir 'n instruksie. Want ek dink daar's so baie Christene wat dink ek is 'n Christen, daarom moet dit goed gaan. En daar's so baie predikers wat preek, as jy 'n Christen is, moet dit goed gaan. Dan gebruik hulle Christus se woorde en hulle draai dit half teen homself. Hulle sê toe Jesus aan die kruis gehang het en hy het gesê dit is volbring, tetelestai, né? Dit is volbring. Dit is klaar. Het hy bedoel dis klaar. Hy het gesterf vir jou lyding. Hy het gesterf vir jou swaar kry. Hy het gesterf vir jou armoede. Hy het gesterf vir jou siekte. Hy het gesterf, dis wat hulle sê. Maar dis 'n absolute leuen. Dis nie waarvoor hy gesterf het nie. Weet jy vir wat het Jesus gesterf? Hy het gesterf sodat jy nie die toorn van God moet kry op jou eie lewe nie. Dis waarvoor hy gesterf het. Jesus het inteendeel gesê dat as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem en mense sal jou vervolg omdat jy my volg. En al wat ons het, is ons geloof. Ek wil gou jy moet probeer jouself sit in 'n ewigheidsperspektief. Dis moeilik vir ons. Dink aan jou ewigheid. Moenie dink aan die dag wat jy sterwe nie. Dink aan jou hele ewigheid. Die enigste ding wat jy daar gaan kry is jou geloof. Want Christus kry jou daar, né? Maar jy kort geloof in Christus. Dis die belangrikste ding. Daarom die waardevolste ding wat jy kan verloor, sê ek altyd, is jou geloof. As jy jou geloof verloor, verloor jy alles. Jou geld kan nie jou geloof gee nie, jou sekuriteit, jou elektriese heining, jou palisades, jou pensioen, jou huisie by die see, jou Hilux, niks kan jou geloof gee nie. Niks kan jou redding gee. Beproewings, versoekings, louter geloof by jou. Hy bring geloof. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor versoekings en beproewings en ons gee dit 'n mooi definisie. 'n Versoeking is iets wat 'n persoon toets. Dis eenvoudig. 'n Beproewing is iets wat jou toets. Baie van julle het al beproewings ervaar toe julle matriekeksamen geskryf het. Daai wiskunde vrae stel. Nee, dis nie so toets nie. Dis iets wat jou geloof toets. 'n Beproewing en 'n versoeking word, soos ek sê, sinonieme van mekaar. Die Grieks praat van 'n beteken letterlik om iets te bewys wat eg is. 'n Versoeking en 'n beproewing, die Griekse definisie sê dis is iets word bewys of dit eg is. MacArthur gee 'n goeie voorbeeld. Hy praat van 'n diamant wat jy in water gooi, maar ek weet daar is verskillende maniere hoe 'n ou diamante toets, nê. Die manier is jy kan hom kap met 'n hamer, maar dan is die risiko ook dat die diamantjie wegskiet, nê. Veral as hy vir jou so 'n ou klein diamant gekoop het en jy moet hom slaan met die hamer, dan skiet hy weg. Dan sê hy, "Waar, hy was eg, daarom was hy eg, hy het nie gebreek nie, nê." Maar 'n ander manier hoe hulle diamant toets, is hulle vat hulle diamant en hulle sit hom oor 'n oop vlam en hulle maak hom warm. En dan vat hulle daai diamant en hulle gooi hom in 'n koue glas water. As hy nie kraak nie, is hy eg. Maar glas, hy gaan kraak. Glas gaan kraak. As jy glas warm maak en jy gooi in koue water, kraak hy onmiddellik. 'n Diamant doen dit nie. Nou dink, as ek my voorbeeld bietjie verder kan vat. Jou geloof is of die diamant of die glas. Al hoe jy gaan weet of jou geloof 'n diamant is en of dit 'n stukkie glas is wanneer jy by die vuurtjie kom. Die vuurtjie is die beproewing. Eenvoudig. So alhoewel dit nie lekker is nie, is dit nodig. En die persone waaroor 'n mens die meeste bekommer is die persone wat nie deur beproewings gaan nie. As alles net goed gaan. Maar weer eens, die goed is 'n wêreldse konsep van goed. Ek ken baie ongelowiges waarmee dit baie goed gaan. Finansiëel wel af, hulle het gesondheid, hulle het huisie by die see, hulle ry die Hilux, hulle het die honde, hulle het die alles. Maar waar lê die geloof? Beproewing is daarom nodig, nie net vir die gelowige ou nie, maar ook vir die oppervlakkige ou. Kan ek gou vir jou sê dat jy wil weet of jy hemel toe gaan of nie? Jy wil dit weet. Nie een van julle wil hier sit en sê, jong, ek weet nie of ek hemel toe gaan of ek nie hemel toe gaan nie. Jy wil sekerheid hê oor jou ewigheid. Jy wil dit hê. Want as dit nie reg is nie, wil jy goed bewerkstellig en in plek laat val, sodat jy kan sê, ek wil gaan. Jy wil dit mos hê. Ek dink die gevaarlikste plek wat ek so baie van die kansel af sê,
Die gevaarlikste plek vir 'n gelowige of 'n oppervlakkige gelowige of 'n mens om te wees is om te dink hy is gered, maar in werklikheid is hy net nie gered nie. Beproewings kom wys vir jou. Hy kom wys jou waar jou hart lê. Hy kom wys jou of die diamant eg is. Nou beproewings gebeur op twee plekke. Dis eintlik maar eenvoudig. Dit gebeur ekstern, beproewings kan van buite afkom, soos armoede, en beproewings gebeur ook intern, soos 'n begeerte om te sondig binne in jou, as jy 'n begeerte het. So beproewing is ekstern, dit kom van buite, maar beproewing kom ook van binne. Ekstern is uitdagings van buite, nê? Vervolging, siekte, armoede. Goeders wat jou letterlik van buite af jou bedreig en jou 'n moeilike tyd gee. Maar dan is dit ook intern. Beproewings kan verseker intern wees, jou eie begeerte om te sondig. Nou Jakobus wil ons kom leer dat hierdie beproewing, alhoewel dit ekstern of intern kan wees of beide, maar hy wil vir jou wys waar lê jou hart en waar lê jou geloof. Nou ons as Afrikaners kan werklik maar om elke hoek en draai stap en die eerste persoon kan jy vra, is jy 'n Christen? En hy sou sê, ja, ek's 'n Christen. Ja, ek's 'n Christen. Maar sy leefstyl bevestig dit net glad nie, nê. Ons praat van 'n belydende Christen teenoor 'n beoefende Christen. 'n Christen wat Christendom beoefen, grens na opregtheid. Maar 'n Christen wat net sê, ek bely Jesus, nee, dis wat hulle sê. Johannes 3:16. As jy net glo, as jy net bely, dan is jy gered, maar niks in jou hoef te verander nie. Dis 'n valse evangelie daai. Dis 'n valse evangelie. Jy kan nie 'n ontmoeting hê met die Here Jesus en nie verander nie. Dis onmoontlik. As jy 'n ontmoeting het met die Here Jesus, sê ek vir jou wat Jesus vir Nikodemus gesê het, dan word jy weer gebore. Jy verander. Nog nie alles ten volle nie, maar iets in jou verander. So daar is 'n belydende Christen, daar is 'n beoefende Christen en beproewing kom wys vir jou die verskil tussen die twee, 'n belydende een teen 'n beoefende een. Nou Jesus noem in Lukas 8 vers 13 tot 15 dat daar mense gaan wees wat wel die evangelie gaan aanneem, maar dan gaan hulle weer wegval. Onthou julle die gelykenis van die saad wat gesaai was op die pad en die kraaie dit kom oppit, dis mense wat net sê, ja, moenie vir my preek nie, jy weet. Dan is daar ook saad wat gesaai word op die rots en dan begin hy groei en dan hoor wat sê hy sê dit is so saad wat tussen die klip geval het en het begin groei, maar het geen wortel nie en in die tyd van versoeking val hulle weg. As jou geloof wegval in versoeking, het jy nie regtig geloof gehad om mee te begin nie. As dit wegval. Dit is vir my so ironies hoe dit wat ons spreek altyd ooreenstem met dit wat ons op 'n Dinsdag aandoen. Julle sal die voorbeeld onthou van die koning van Israel wat ek gebruik het met Sondag wat verby was. Hoe hy God blameer het vir sy omstandighede in plaas van daarna om homself te wend tot God. God juis die probleem? Nee, God is die oplossing. In jou versoekings en in jou beproewings, as God jou probleem is daar 'n probleem met jou geloof. God is die antwoord daarvoor. Hy is die antwoord daarvoor. Jy moet weet, hy is die een wat jou daar wil deurhelp. Hy is die een wat jou wil versterk in dit. Kan hy dit stop? Verseker kan hy dit stop. Hy is almagtig, hy is soewerein. Maar as hy dit stop, dan is jy weer presies waar jy was, met of sonder geloof, 'n diamant of 'n glas, wat is jy? Dis nie lekker nie, maar dis nodig. Dis nodig. Ja, ek hoor baie keer, as ek met mense hierso praat en dan kom hulle en dan bid ons en dan stap ons vir so 'n week of so 2 weke pad en dan lyk dit asof daar 'n vlammetjie in hierdie ou is, want hy het die evangelie gehoor. Nee, God se woord dring deur en hy hoor dit. En dan so 2 weke dan is hy of sy gewoonlik weg. En dan kry ek hom ergens daar op die straat. Dan sê ek, waar is jy? Wat gaan aan? Ek sê, ek was optimisties. Dan sê hy, nee, ek was daar in die kerk en toe ek daar was, toe raak lewe vir my ongelooflik moeilik. Hy is die saad tussen die rots. Ons almal gaan deur dit. Daar is nie een ou wat nie daardeur gaan nie. Daar is nie een ou wat nie pyn of lyding ervaar in hierdie wêreld nie. Nie eers die Here Jesus was dit gespaar nie, waarvoor ek dankbaar is. Want as hy dit gespaar was, sou ons moet sterf vir ons eie sonde, nê. Maar
Al wat ek vir jou sê is nie, die vraag is nie vir my versoeking of beproewing nie, want dit is onvermydelik. Die vraag is, wat doen jy in dit? Wat doen jy in jou siekte, in jou armoede, in jou uitdagings, in jou konflik, in dit? En dit wat jy doen, gaan wys hoe jou wortel lyk. En jy moet weet, God sê vir ons dat hierdie versoeking en beproewinge, dis Romeine 8:28, selfs hy gebruik alles ten goeie mee vir die wie hom liefhet. Beproewinge en versoekinge word gebruik ten goeie vir die wie hom liefhet. Dit word gebruik daarvoor. Dit word regtig gebruik daarvoor. Goed, so kom ons praat 'n bietjie oor die doel van versoeking. Nou ek hou van, John MacArthur het vir ons 8 punte hier uiteengesit. Ek het sy 8 punte gevat, ek het dit net 'n bietjie van my eie definisie gegee en dit vereenvoudig. Hy het vir ons 8 punte gegee van die doel wat versoeking voortbring in jou lewe. Dit bereik 'n doel. Die doel is nie net om vir jou te wys dat jou geloof eg is nie. Versoeking is soveel meer. Daar is 'n doel. Daar is ten minste 8. Ek seker daar's nog. As julle aan die einde nog het, moet julle met my deel. Die eerste ding wat 'n versoeking doen, natuurlik soos ons gesê het, dit wys vir jou die egtheid van jou geloof. Dit toets jou geloof. Dit toets jou geloof. 1 Petrus 1:7 sê dat ons geloof getoets moet word soos goud aan vuur getoets word, né? Nee? Dis dieselfde, dis wat ons gesê het met die diamant. Nou hoor gou hierso. As jy jouself in 'n moeilike situasie bevind en 'n moeilike situasie gaan altyd 'n reaksie by jou ontlok. Dit gaan. As jou reaksie nie skriftuurlik is nie, dan beteken dit daar's iets fout met jou geloof. OK, so laat ek dit eenvoudig sê. As iets gebeur, as iemand voor jou indraai, en dadelik is jou reaksie, vra vandag, het dit saam met my gery, dadelik is jou reaksie, dis woede, en dis bekleierery, en dis vloektaal, dan sê ek vir jou, daar's iets fout met die wortel, want die vrug is vrot. Nou met dit sê ek nie dat alles perfek is nie, ek sê net, dis 'n area wat jy moet aandag gee in jou lewe. As 'n meerderheid van jou lewe net uit slegte vrugte bestaan, is daar verseker iets fout met jou geloof as hy algeheel. Maar ons misluk baie keer, nê, baie keer skrik 'n ou, baie keer gebeur dit en 'n ou sê iets, maar dadelik sê hy, joh, dit moes ek nie gesê het nie. So as jou reaksie gewoonlik gaan, as iemand iets teen jou doen, en jy's bitter, of as iets gebeur, en jy's bitter, en jy's self bejammerend, en jy is gegrief deur hierdie omstandighede. Dit is 'n moan en 'n klagte, en almal word geblameer, en jy is suur, en dit is net, jy weet die wêreld moet om jou draai, dan sê ek vir jou, God was nog nie die kern van jou, die middelpunt van jou wese daar gewees nie. Nou, ek is nie onsensitief deur om te sê, kom ons wees nou naïef en sê maar, iets het nou gebeur, nou wil ek rou en treur daaroor nie. Dis nie wat ek sê nie. Nee. Ek praat van 'n ander reaksie. Ek praat nie van 'n emosionele uiting nie. Nee, ek praat van 'n reaksie waar jy sê, dis hoe jy reageer op 'n meerderheid van al jou situasies. As dit is, dan sal ek vir jou sê, ek dink jou geloof is klein en ek dink 'n ou moet bietjie daarna kyk. En dis goed, dis nie slegte nuus hierdie nie, dis goeie nuus, dis regtig goeie nuus, want jy wil weet. Jy wil weet, luister, ek moet bietjie hierna gaan kyk. 'n Goeie voorbeeld, soos ek gesê het, is die voorbeeld van 2 Konings 6, wat ons gekyk het met die koning. Nog 'n goeie voorbeeld is 2 Kronieke 32 vers 31, met koning Hiskia. Hoor wat sê koning Hiskia. Wat doen God met hierdie koning? Hoor wat doen God met hierdie koning? God het vir koning Hiskia verlaat. En die rede sê hulle hierso, dit was om te toets en om sy eie hart te laat ken. So God het vir Hiskia verlaat, Hiskia het deur moeilike omstandighede gegaan, sodat Hiskia kon sien of hy regtig sou vashou aan God. Hou jy regtig vas aan God? In armoede, in siekte, in lyding? Ek weet ons raak mismoedig, maar hou jy nog steeds vas ten spyte van. Hy het vir Hiskia gewys sodat Hiskia dit kon sien. God het ons geweet hoe Hiskia se hart gelyk. Hy sê die rede hierso, om sy eie hart te laat ken. Ek dink die slegste plek is as jy nie jou eie hart ken nie. As jy nie jou eie hart ken nie. Goed, dan sal nog so 'n paar, maar ons sal dit kry. Hoor hoe mooi sê Habakuk 3:17-18 en Habakuk, hy sê vir ons, juis dat egte geloof vas staan in die midde van beproewings. Hy sê, julle ken hierdie liedjie. Al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen opbrengs aan die wingerdstok wees nie, die drag van die olyfboom teleurstel. Ek sing hom en praat hom nou. Die landerye niks te ete lewer nie,
klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle oorwees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van wat my verlos. Die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis dit. Al bot jou vyeboom nie. Al is daar nie triks vye nie. Al is daar nie pruime die jaar nie. Al steel hulle jou kalvers. Die Here my God, hy gee nog steeds vir my krag. God is nie die oorsaak nie. Hy is die oplossing. As ons daai, verskoon my Engels, mind shift kan maak, dan gaan jy anders te begin kyk na jou geloof. Jy gaan begin anders te uitroep. Jy gaan begin bidend wees in die midde van jou krisis. Eerder as om te sê, hoekom Here? Hoekom Here? Ek weet hoekom. Jy weet ook hoekom. Dis vir jou geloof. Dis hoekom. Opvra hoekom en sê dis reg Here. Ek roep tot U. Die eerste rede, né, is om die egtheid van jou geloof te toets. Die tweede rede is om jou nederig te maak. Nederigheid. Daar is niks wat ou so meer nederig maak as 'n beproewing nie. Vra ou wat alles verloor het. Vra ou wat sy gesondheid verloor het. Vra ou wat sy geld verloor het. Jy sien, die probleem is, wanneer ons begin vertrou op ons vermoë, ons status, ons mag, ons sekuriteit, dan raak ons meer belangrik en ons sê ons voorsien vir onsself. Dit is die groot rede hoekom Jesus sê dis moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk te kom, want hy is selfvoorsienend, selfonderhoudend en selfafhanklik. Weet jy wie kom in die koninkryk van God? Die wie afhanklik is nie van diself nie, maar van Christus. As jy niks het nie en jy het baie verloor, het jy nie 'n keuse as om afhanklik te wees van Jesus nie. Jy raak afhanklik van Jesus. Selfafhanklikheid veroorsaak hoogmoed. Goddelike afhanklikheid veroorsaak nederigheid. In 2 Korintiërs 12:7 sê Paulus dat hy 'n doring in die vlees het, né? Die Paulus, die skrywer van die Nuwe Testament, die man, die ou, die groot bekkie van die plekkie. Paulus het 'n doring in die vlees en 3 keer bid hy tot die Here. 3 keer simboliseer 'n volmaakte getal. 3 keer bid hy tot die Here, sê Here ontneem dit, Here vat weg, Here ek wil nie hierdie doring in my hê nie, en die Here sê vir hom, nee, hy bly net daar. Ons weet nie wat dit was nie, maar dit het hom gelouter en getuister. Dit was 'n beproewing, maar dit het hom konstant nederig gehou. 'n beproewing hou jou nederig. Die derde een, die doel van 'n beproewing is om jou te ween, of om jou te spioen, van jou afhanklikheid van wêreldse goed. Dit speen jou van die wêreldse goed. Ons raak so afhanklik op die wêreldse goed. Materialisme, status, geld. As daai goeders van jou ontneem word, wie is jy, waar is jy en waarheen gaan jy? As jy nog steeds kan sê die Here, dan sal ek vir sê geloof is goed, dit is reg. Maar as jy werklik alles verloor, ek praat van alles, soos Job, alles, sal jy nog steeds kan uitroep Here? As jy nog steeds dit kan doen, dan sê ek jou afhanklikheid is nog heeltyd op hom. Maar as jou identiteit en alles van jou weggeruk word die oomblik wanneer jy alles verloor, dan beteken dit alles was afhanklik op die goed wat jy gehad het in die wêreld. 'n goeie voorbeeld is Johannes 6 vers 5 tot 6. Julle sal onthou toe ons deur die disippelsreek gepreek het. Toe praat ons oor Filippus, met die menigtes wat Jesus gevoer het. Broodjies en die visse, ja? Julle onthou hom? Broodjies en die visse en die Filippus kom daar aan en hy is kwaai gewaarie. Hy sê, Here, stuur die mense net huis toe, want ons kan hulle nie kos gee nie. En Jesus vra toe vir hom 'n vraag, en die Bybel sê nog ons vir ons, hy het dit gedoen om hom te toets. Wat vra Jesus vir hom? Gee jy vir hulle kos? Gee jy vir hulle kos? En Filippus sê, Here, dit gaan meer as 200 denarii vat, sê hy. 200 denarii, jy weet, 200 dae se dagloon. 1 denarii was 1 dagloon. Ja, so 200 dae se minimum wage. 200 dae se pay. Here, dis wat dit gaan vat.
En hy raak so behep oor die materialistiese uitdaging, dat hy vergeet, hy sit met die seun van God in sy midde. Hy vergeet dit. Die beproewing het hom getoets. Wat was die versoeking, die beproewing? Dit was ekstern. Hy moes die mense kos gee, want die Here het hom 'n instruksie gegee. 'n Klein eenvoudige toets. En hy het misluk, want hy het gedink materialisme is die oplossing. God is die oplossing. God is die oplossing. Dit klink melodramaties. Moenie vir my sê net God is die oplossing. Mense ook as hulle vir berading kom, ek sê vir hulle, God is die oplossing. Christus is die oplossing. Ja, maar, daar is nie 'n maar nie. Daar is nie 'n maar nie. As ons 'n oplossing op 'n ander plek gaan soek, of by iets anders te soek, dan sê ek vir jy soek 'n oplossing by 'n afgod. En gewoonlik wat gebeur, is mense gebruik 'n verskoning, en hulle gebruik hierdie woorde. Hulle sê, maar 'n mens kort geld om te oorleef. Dis wat ons sê. Ja. God is die oplossing. Ja, maar. Nee, maar nie. Dink jy regtig? God weet nie wat jy kort nie. Dink jy dit regtig? Ja, God is die oplossing, maar Here, ek kort geld om te oorleef. Here. Jy sê ons verloor perspektief. God gaan altyd die oplossing bly. Sodra die toekoms ons bekommerd maak, dan steel die toekoms by jou. Jy mag die toekoms bedink, maar jy mag hom nie bekommer nie, sê die Here. Hy is die oplossing. As hy nie die oplossing is nie, wat is die fout? Geloofsprobleem. Dis 'n geloofsprobleem. Die derde rede het ek nou net gesê, dis om ons te ween van wêreldse goed. Hy ween ons van dit. Die vierde rede, om ons te roep tot 'n hemelse hoop. Dit is presies wat ek nou nog gesê het, om heeltyd fokus te kry. Het jy al ooit jouself in sulke moeilike omstandighede bevind, of dalk net moeilike omstandighede van iemand anders te waargeneem, en jy sê net by jouself, kom Here Jesus, wil U nie U kinders kom haal nie asseblief. Ons is moeg, asseblief. Kom haal ons net. Asof jy 'n hulpkreet gee tot die Here. Ek dink is 'n mooi kreet. Nie, jy wens jouself nie dood nie, maar jy wens dat Jesus net moet kom. Want jy wil hierdie goed eindig. 'n Beproewing sit jou daar. Hy sit jou daar met die verlange tot die hemel. Hy sit jou daar met die hoop tot die ewigheid. En jy sê vir jouself, nie meer lank nie, nie meer lank nie. Hy kom. Hy kom. Dalk sien ek hom nie met my lewendige oë nie. Dalk sterf ek, maar sien gaan ek hom sien. 'n Beproewing sit jou daar. Die lyding van hierdie wêreld, soos Paulus skryf in Romeine 8 vers 18, die lyding van hierdie wêreld kan nie eers vergelyk word met die heerlikheid wat sal kom nie. Dis wat hy sê. Die 5de een. Ek wil net ook vir jou sê, dit is 'n Bybelse begeerte daai, hoor. Paulus het dieselfde begeerte gehad. Hy het 'n begeerte gehad en hy gesê, hy wens hy's by die Here, maar hy weet hierdie gemeente kort hom nog. Ons almal wens, opregte gelowiges wens hulle wil by die Here wees. Jy wens jy kan nie daar wees. Soos hierdie lang pad as jy Kaap toe ry. Is ons al daar, Ek wil net daar wees. As ek net my vingers kan klap dat ek op die horison is, dan is ek daar. Ons wil net daar wees. Die 5de een, die 5de rede wat beproewings in ons lewe bring, is om ons te wys wat of wie regtig vir ons belangrik is. Of dit wys ons wat of wie ons liefhet. Is dalk beter gesê. Dit wys ons wat of wie ons regtig liefhet. Hier's harde woorde. Wil julle harde woorde hoor? Kliphard van Jesus. Hy sê Lukas 14:26. As iemand na my, dit is nou Jesus, as iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs nie bo sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Nou Jesus sê nie, jy moet jou ma haat nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê net, hy moet ons eerste liefde wees. Dis wat hy vir ons sê. Die beste uitbeelding daarvan is Abraham en Isak. Abraham was getoets in die beproewing. Hoe was hy getoets? Offer jou seun vir my, Abraham.
God verwag nie dat jy jou seun moet offer nie, ek wil net dit vir jou sê. Hy verwag nie dat jy dit moet doen nie. Hy sal dit nie verwag nie. Maar ek dink dis 'n goeie maatstaf. Ek meet myself gereeld daaraan. Het ek my vrou en my kinders meer lief as wat ek die Here liefhet? Ek meet myself daaraan. En ek dink dis 'n strewe wat in jou hart moet wees, waar jy moet bidend wees. Here, ek moet bereid wees om selfs my kinders en my vrou op te offer op u versoek. As hy dit sou vra, maar hy vra dit nie. Ek wil hê jy moet dit weet. Asseblief moenie 'n stem hoor wat sê jy moet iemand offer nie. Narratief bepaal nie normatief nie. Net omdat dit met Abraham gebeur het, beteken nie jy moet dit doen nie. Onthou dit asseblief. Maar dit is net vir jou 'n maatstaaf. 'n Beproewing wys vir jou wat jy liefhet. Dit wys vir jou. As jy in die moeilike van omstandighede is en jy hardloop na jou geld toe, wie het jy lief? As jy in moeilike omstandighede toe en jy hardloop na jou pastoor toe, en ek vra vir jou, het jy gebid oor die saak? Nee, pastor. Ek probeer net vir jou uitwys. 'n Beproewing gaan vir jou wys wat en wie jy liefhet. En is goed om te weet wat of wie jy liefhet. Want as jy enigiets bo God liefhet, verbreek jy die eerste gebod. As ook die ander van afgoderry, né? Goed. Nommer 6. 'n Beproewing is daar om ons te leer om God se seëninge te waardeer. Om God se seëninge te waardeer. As jy werklik wil hoor wat vir iemand belangrik is, of kom ek sê so, het jy al ooit met iemand gepraat wat op sy sterfbed lê, of iemand wat 'n ongeneesbare siekte het, wat weet sy dae is min, of iemand wat werklik al alles verloor het, wat nou, die Engelsman sê, rock bottom is, het jy al met hom, 'n gelowige gepraat, wat al daar was? Het jy al met so ou gepraat? En al wat uit sy mond uitkom, opregte gelowige, jy gaan hoor. Hy gaan seker iets vir jou sê, weet jy, al die goeders is 'n gejaag na wind. Hy weet wat maak saak. Ek het alles gehad. Dit het my nie vreugde gebring nie. Nou die dag met daai oom ook wat ek gepraat het, wat ons begrawe het daarby, by Rushof, wat ons gesê het, Sean, ek het nooit gedink ek gaan oud word nie. Nooit gedink ek gaan oud word nie. Maar ek sien so uit na my Here. En nie gepraat oor dit wat hy gedoen het, oor sy besittings nie. Ek het hom een keer 'n vraagie gevra, so wat het oom met oom se lewe gedoen, wat het as oom? En 'n kort af antwoord sê hy vir my op die myn. Sê ek, ek gaan nie met daaroor vra nie, ons gaan maar aan. Hy wil net praat oor die Here. 'n Beproewing, veral wanneer jy iets verloor, gesondheid. Wanneer jy iets verloor, dit ruk 'n ou se wêreld. Dit bring jou terug aarde toe en dit wys vir jou wat werklik saak maak. God se woord maak saak. God se voorsiening maak saak. God se krag maak saak. Sy nabyheid maak saak. Sy redding raak vir jou 'n realiteit. Die 7de, 'n beproewing ontwikkel God se kinders vir 'n groter bruikbaarheid. Vir 'n groter bruikbaarheid. Hoor mooi, sê Thomas Manton. Thomas Manton sê dit. Hy sê dit is wanneer alles rustig en gemaklik is, dat ons deur ons sintuie lewe eerder as deur ons geloof. As daar niks fout is in jou lewe nie, dan luister jy na jou maag, né? Jy luister na jou maag. Waarvoor is ek vandag lus? Wat gaan ek môre eet? Lewe nie oor geloof nie. En dan sê hy, 'n soldaat word eers bewys hy sy sout werd, nie in vrede nie, maar in oorlog. Dis hoe jy weet 'n soldaat is 'n goeie soldaat. As daar oorlog is. Jy weet nie 'n soldaat is goed as daar vrede is nie. Hoe gaan jy weet as 'n goeie soldaat? 'n Beproewing wys vir jou hoe bruikbaar jy is. Tree jy werklik in 'n gebed? Ken jy werklik die woord? Weet jy wat is die waarheid wat jy in hierdie situasie moet toepas? Dit gaan jou wys hoe volwasse of hoe onvolwasse jy is. Geestelik, né? Geestelik. Paulus skryf dit so mooi, 2 Korintiërs 12:10. Hy sê dit is wanneer hy swak is, dat hy sterk is in Christus. Dis wat hy sê. Dis wanneer jy swak is, dat jy besef hoe sterk Christus in jou is. Want is hy wat jou dra. Die 8ste rede, die laaste een, ons is klaar. En goed. 'n Beproewing is om jou toe te rus, sodat jy ander kan help wat deur dieselfde beproewing gaan. Hierdie is vir my een van die mooistes. Daar is geen ander gelowige
wat vir jou die beste advies en die beste ondersteuning kan gee as 'n gelowige wat presies deur was waardeur jy was. Regtig. En dit is waar Christene bruikbaar raak. Dis waar Christene bruikbaar raak. Dis asof hy net presies weet waardeur jy gaan. Presies weet. Jesus sê vir Petrus in Lukas 22 vers 31, onthou julle toe Jesus sy laaste woorde aan Petrus gesê het, toe sê hy, die duiwel het gevra om jou te sif, Petrus. Wat 'n gevaarlike versoek. Toe sê Jesus, maar ek het vir jou gebid, sodat jou geloof nie sal misluk nie. Maar hoor, hy gaan aan, en wanneer jy eendag tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Paulus moes deur die beproewing gaan, sy geloof moes die toets weerstaan, en dan omdat hy daar deur is, kon hy sy broers versterk. Jy praat uit ervaring. Laat ek afsluit met Romeine 5, vers 3 tot 5. Dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding. Volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid lei tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. God is meer besorg oor jou geloof as wat jy self besorg is oor jou geloof. Hy weet presies wat oor jou pad moet kom vir jou geloof om gesluit te word. Jy moet bekommerd raak die oomblik wanneer daar nie beproewinge oor jou pad kom nie. Dis wanneer jy jouself moet wend tot God, glo ek ook, in die beproewing en dit. Dis 'n goed soos, jy weet, die een sielkundige Jordan Peterson, hy is 'n Kanadese sielkundige. Hy sê gereeld, hy sê, laat jou kind sukkel. As jou kind iets moet doen, laat hom sukkel. As hy sukkel as hy 'n blokkie is, laat hom sukkel. As hy sy fiets moet optel, laat hom sukkel. Want deur die sukkel is hy besig eintlik om te leer en gelouter te word. Eenvoudige voorbeeld. Dis dieselfde met Christendom. God wil nie hê jy moet sukkel nie. Dis nie sy hart vir jou nie. Sy hart is jou egtheid van geloof. En as sukkel jou daar gaan bring, dan maak ons soos die een teoloog gesê het, smite me, O Lord. Dis wat hy sê. Dis nie lekker nie. Ek wil dit nie bid nie, ek wil dit nie vra nie, maar ek wil nie die ewigheid mis nie. So hoe belangrik is die geloofswedren vir jou? Belangrik genoeg om gelouter te word? As jy kan sê ja, dan sê ek vir jou, die toets kom. Hy kom. Want God is meer besorgd oor jou geloof as wat jy self is. En hierdie redes is die rede hoekom die skrywer kan sê, beskou dit as groot vreugde. Dit is hoekom. Is dit 'n vreugde om deur beproewing te gaan? Verseker. Is dit lekker? Nee. Glad nie. Maar dit louter by my vreugde, want ek weet God is besig met my hart. Hy is besig met my. So ons moet maar net kyk hoe ons reageer. Biddend, soekend, vraend. Vader, dankie vir die geleentheid waar ons kan sien dat 'n beproewing is 'n goeie ding in u oë. Want dit kweek egtheid van geloof en dit kweek volharding en dit kweek hoop in u kinders. Ons verstaan dit nie altyd nie. Ons kan dit altyd nie beskryf nie, maar ons weet ons kan volhard. Ons kan aanhou hardloop met ons oë gefestig op Christus, soos Paulus dit so mooi skryf. Help ons, Vader, om die beproewing te weerstaan. As ons gesiw word deur die wêreld, as die onkruid ons wil verstik deur die bekommernisse van die lewe, help ons om vas te staan in ons geloof. Laat die Gees ons